In vandag se lesie gaan ons nou kyk hoe om reghoekige driehoeke op te los. Met ander woorde, daar is vir ons inligting gegee in hierdie reghoekige driehoek, maar sekere van sy sye en sy hoeke is nog onbekend. Nou om driehoeke op te los in trigonometrie gaan ons van ons triegfunksies gebruik maak. So ons gaan gebruik van sin theta wat gelyk is aan ons teenoorstaande sy op ons skynsy, van cos theta wat gelyk is aan ons grensende sy op ons skynsy en van tan theta wat gelyk is aan my teenoorstaande sy op my aangrensende sy. So ons kan enige reghoekige driehoek, en die belangrike woordjie wat hier staan is reghoekige driehoek, se onbekende sye en hoeke bepaal as een sy en een hoek vir ons gegee is, of as twee sye vir ons gegee is. Nou die derde brokkie inligting het ons reeds, en dit is dat een hoek is 90 grade. Maar dit kry ons uit die feit dat ons praat van ons werk met reghoekige driehoeke. So kom ons gaan kyk na ons eerste voorbeeld, as daar vir ons een sy en een hoek gegee is. Goed, so kom ons teken ons reghoekige driehoekie. Ons soek die driehoek FGH. In hierdie driehoek is vir ons gegee dat hoek F 90 grade is, hoek H is 23 grade, sy HG is 20 cm. Nou vra hulle in die eerste plek vir ons, bereken FG. Goed, in die tweede plek vra hulle vir ons, bereken hoek G. En in die derde plek vra hulle vir ons, bereken FH. Met ander woorde, dis al die onbekendes van hierdie driehoek, nee. So kom ons gaan kyk as ons in die eerste plek begin om FG te bereken. Wat hulle vir ons gegee het, is hulle het vir ons gegee dat hoek H 23 grade is en HG gelyk is aan 20 cm. Goed, met ander woorde, ons het een sy en een hoek. So om FG te kan bereken, moet ek gaan kyk wat is FG van my hoekie H, want H is die bekende een, né? So as ons gaan kyk wat is FG, dan sien ek FG is my teenoorstaande sy. Onthou, ons moet nou mooi kyk, maar in die driehoek staan andersom. So FG is die teenoorstaande sy. Watter sy is my bekende sy? Ek het hierdie 20 cm. Nou julle kan sien my 20 cm is my skynsy. So, as ek kyk na wat ek het, is my teenoorstaande sy en my skynsy. So watter triegfunksie werk met teenoorstaande sy en skynsy? My teenoorstaande sy is dit wat ek moet uitwerk. My skynsy is dit wat ek het. My triegverhouding wat werk met teenoorstaande sy en skynsy is die sinverhouding. So die sin van my 23 grade kan gelyk wees aan my teenoorstaande sy op my skynsy. Dit beteken die sin van 23 grade is gelyk aan FG op HG. So as ek hierdie nou oplos, dan kan ek sê die sin van 23 grade, FG is nog my onbekende wat ek moet uitwerk, op my HG wat 20 cm is.
Nou, om FG alleen te kry, gaan ek moet maal met 20, wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry 20 keer die sin van 23 grade gaan gelyk wees aan FG. Onthou, omdat ek nou gemaal het, kan ek sê met die 20's kanseleer uit, né? So, nou gebruik jy jou sakrekenaar om hierdie op te los en jy tik hom net soos wat hy daar staan in jou sakrekenaar in. Dis hoekom jou sakrekenaar werk so belangrik is. So jy 20 maal met die sin van 23 grade en dit gee vir my FG se lengte is 7,81 centimeter. Goed, nou die volgende vraagie vra vir ons. Ons moet hoek G bereken. Jy kan G nou met behulp van jou triegverhoudings ook bereken, maar jy weet ook die som van die binnehoeke van 'n driehoek is 180 grade. So ek kan ook sê hoek G is gelyk aan 180 grade minus my 90 grade van hoek F minus my 23 grade van hoek H en dit gee vir my dat hoek G gelyk is aan 67 grade. Nou vra hulle vir ons by C, bereken FH. Nou ons kan FH in hierdie geval ook met Pythagoras bereken, want ons het reghoekige driehoeke. So ek gaan hom eers met Pythagoras bereken. Onthou, so FH is die vierkantswortel van my skynsy se kwadraat minus my reghoeksytjie wat ek uitgewerk het 7,81 se kwadraat. Onthou, ons het hierdie 7,81 nou afgerond omdat dit 'n finale antwoord was. En dit gee vir my 'n antwoord van 18,41 centimeter. Nou kan ek in elk geval ook my triegfunksies gebruik om FH te bereken. Want as ek nou kyk na my triegfunksies, dan is FH nou die een wat vir my gevra word, né? So as FH nou die een is wat gevra word, dan kan ek nou gaan kyk wat is FH van my hoek. FH is my aangrensende sy en ek sal weer met my skynsytjie werk omdat dit is wat vir my gegee is. So as ek kyk wat is FH is my aangrensende sy en ek het my skynsy. Watter triegverhouding sal ek gebruik wat met aangrensende sy en skynsy werk? Dis reg, dit gaan die kos wees van 23 grade is my aangrensende sy op my skynsy. Met ander woorde, ek kan sê die kos van 23 grade is my aangrensende sy wat FH is op my skynsy wat HG is. So die kos van 23 grade is dieselfde as FH op 20. Nou net soos wat ons in die vorige oefen by A gedoen het, ons wil FH alleen hê, so ek moet maal met 20. Wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kry 20 kos van 23 grade is FH. Ons tik dit net so op ons sakrekenaar in. Jy tik 20 kos 23, sluit jou hakkie en jy kry FH is 18,41 centimeter.
Goed, so, ons het in hierdie geval ook nou FH uitgewerk met behulp van ons triegvergelykings. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. Tweede voorbeeld, wat ons wel dit het. Ons het driehoek A, B, C. Dis vir ons gegee dat hoek B 90 grade is. Verder het hulle vir ons gegee hoek C is 16 grade en BC se lengte is 16,5 centimeter. Goed, so in die eerste plek vra hulle vir ons om AC te bereken. In die tweede plek vra hulle vir ons om hoek A te bereken en in die derde plek vra hulle vir ons om die lengte van AB te bereken. So weer eens gaan ons kyk, wat is AC? AC is ons skynsy van hierdie hoek van 16 grade, reg? Dan kan ek sien, hierdie 16,5 is my aangrensende sy. En ek kan sien, AB is my teenoorstaande sy van hierdie hoek van 16 grade. Nee, want onthou, die aangrensende sy is die sy waarop hy staan, teenoorstaande sykie is sy wat teenoor hom is. Goed, so om AC te kan bereken, werk ons met die skynsy. Die skynsy is die een wat ons soek. Wat ons het is ons aangrensende sy. Watter triegverhouding werk met die skynsy en die aangrensende sy? Dis reg. Die kos van 16 grade is my aangrensende sy op my skynsy. My aangrensende sy is BC op my skynsy wat AC is. Goed, so ek wil AC bereken, maar nou is AC hierso in my noemer. So wat ek gaan doen, is ek moet nou albei kante gaan maal met AC. Wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kan nou sien, aan die regterkant kanselleer AC uit, so ek kry AC maal met die kos van 16 grade is gelyk aan BC. Ek wil AC alleen hê, met ander woorde, ek moet deel deur die kos van 16 grade, wat ek links doen, moet ek regs doen. Goed, so ek kry AC is gelyk aan BC op die kos van 16 grade. BC se lengte het hulle vir ons gegee, is 16,5 op die kos van 16 grade. Met ander woorde, AC, as ek dit gaan uitwerk, jy tik het op jou sakrekenaar so in, 16,5 op die kos van 16 grade en dan kry ek AC is 17,16 centimeter. Onthou, dis baie belangrik dat ons lees of altyd seker maak of hulle iewers sê tot hoeveel desimale ons moet afrond. As hulle niks sê nie, rond jy mos nou maar altyd af tot 2 desimale. B vra hulle vir ons om hoek A te bereken. Nou hoek A gaan nou maar net wees met die binnehoeke van 'n driehoek, 180 grade, minus 16 grade, minus my 90 grade, en dit gee vir my 'n hoek van 74 grade. En dit gaan mos oor die binnehoeke van 'n driehoek. Ek het by die vorige een dit nou nie bygeskryf nie, maar dis altyd 'n goeie rede
'n goeie beginsel om jou rede neer te skryf vir die stappies wat jy doen. Net so sien ons nou hier by FH, het ek ook vergeet om te skryf, my rede is Pythagoras. So onthou dit maar. Goed, kom ons kyk by C. C vra hulle nou weer vir ons om die lengte van AB te bereken. Tannie gaan nou in hierdie geval net met my triegvergelykings werk. Jy kan ook Pythagoras doen, kom ons doen maar hierdie keer eers die triegene. So, hulle vra nou vir ons om AB te bereken. Met ander woorde, AB is nou my onbekende. As ek kyk na AB, dan sien ek AB is my teenoorstaande sy. En hulle is die sytjie wat ek vra. My aangrensende sy is die sy wat ek het. Watter triegverhouding werk met teenoorstaande sy en aangrensende sy? Dis reg, dit gaan die tan wees. Die tan van 16 grade gaan gelyk wees aan AB op BC. Ek soek vir AB, met ander woorde, ek gaan moet vermenigvuldig met BC. Wat ek regs doen, moet ek links doen. Met ander woorde, ek kry die BC tan van 16 grade gaan gelyk wees aan AB. Wat is BC se lengte? BC se lengte is 16,5 maal met die tan van 16 grade gaan AB se lengte wees. So jy tik dit so op jou sakrekenaar in, maal met die tan van 16 grade, 16,5 maal met die tan van 16 grade, so ek kry AB se lengte is 4,73. Kom ons kyk as ons dit gou met behulp van Pythagoras ook uitwerk, dan sien ons AB gaan die vierkantswortel wees, ons het die skynsy uitgewerk, ons het die aangrensende sy, so dit is 17,16 se kwadraat minus 16,5 se kwadraat, en dit is met behulp van Pythagoras wat ons dit uitwerk. Kom ons kyk gou watter antwoord kry ons daar. Dit gee vir ons 'n antwoord van 4,71. Dit is nou maar net omdat die afrondings daar was en die benaderings wat die antwoord in hierdie geval bietjie verskil. Die 4,7 stem ooreen. Goed, dit is dan 2 voorbeelde van wanneer een sy en 'n hoek gegee is. So kom ons gaan kyk nou bietjie wanneer daar vir ons 2 sye gegee is. Onthou, die belangrike beginsel is dat een van die hoeke moet 90 grade wees. Goed, so ons het ons driehoek A, B, C. Die inligting wat ons het is dat BC gelyk is aan 36,5 cm en dat AB gelyk is aan 11,9 cm. Die vraag is nou, bepaal hoek A en hoek C. As ek gaan kyk na hoek A, om hoek A te bepaal, kan jy gaan kyk as ek nou met hoek A wil begin, dan sien ek nou, hoek A is my hoekie hier bo. Okay? So ek wil hom nou bepaal. Met ander woorde, as ek nou gaan kyk na hoek A, dan kan ek nou sien, ek het sy teenoorstaande sy en ek het sy aangrensende sy. Goed, met ander woorde,
watter verhouding gaan ek gebruik as ek die teenoorstaande sy het? Ek het die teenoorstaande sy en ek het die aangrensende sy. Watter triegverhouding gaan ek dan gebruik om hoek A te bepaal? Die teenoorstand op aangrensend is die tanverhouding. Ja, jy's reg. Dis die tanverhouding is my teenoorstaande sy op my aangrensende sy. Teenoorstaande sy is BC op my aangrensende sy is AB. So ek gaan kry die tan van hoek A is gelyk aan 36,5 op 11,9. As ons nou ons sakrekenaar werk doen, gaan ons mos nou sê shift, tan tot die mag min 1 en die 36,5 op 11,9 gaan jy in jou sakrekenaar tik. Daarom gaan jy kry dat hoek A gelyk is aan 71,94 grade. Goed, so, nou vra hulle net vir ons gevra bepaal hoek A en hoek C. As ek nou hoek C kan uitwerk, kan ek sê dit is nou 180 grade minus 90 grade minus my 71,94 grade en my rede daar is binnehoeke van 'n driehoek. En dit gee vir my 18,06 grade. As ek nou hoek C wil uitwerk, kan ons dit ook met behulp van die triegvergelyking doen. So kom ons kyk 'n bietjie as ons hoek C wil uitwerk met behulp van die triegvergelyking. Met ander woorde, hoek C is nou my onbekende. Wat het ek van hoek C? Watter sye? Van hoek C het ek die teenoorstaande sy en ek het die aangrensende sy. So dis maar weer die tanverhouding, né? Want ek het die teenoorstaande sy en ek het die aangrensende sy. Met ander woorde, as ek hoek C met my triegverhoudings gaan uitwerk, dan gaan ek die tanverhouding gebruik, teenoorstaand op aangrensend. Die tan van hoek C is my teenoorstaande sy op my aangrensende sy, wat gelyk is aan AB op BC. Met ander woorde, ek kan sê die tan van hoek C is gelyk aan 11,9 op 36,5. As ek dit op my sakrekenaar gaan intik, druk ek shift, tan tot die mag min 1 en in hakies my 11,9 op 36,5. So ek gaan kry hoek C is met ander woorde gelyk aan shift, tan 11,9 op 36,5 en dit gee vir my 18,06 grade. Goed, ek hoop hierdie lesie maak vir jou mooi sin. Jy kan hierdie les nou inoefen. Die huiswerkprobleme gaan ek vir jou klomp verskillende driehoeke gee wat jy moet oplos. Dis net om jou werk vas te lê. Onthou, practice makes perfect. Geniet dit.